Baie welkom hier by ons en mag julle vandag ontvang uit die hand van die Here uit waarvoor julle gekom het. Almal van ons kom ons maar met 'n verwagting na die huis van die Here. Althans ek hoop so, want dit is hoe ons na die huis van die Here toe moet kom, is met 'n verwagting. En my verwagting vandag is dat die Heilige Gees elkeen van ons bietjie sal kom omdop. 'n bietjie in ons harte sal kom 'n nuwe ding doen. Want ons het die Here so nodig in die tye waarin ons leef. Dit is nie maklik daar buite nie, wie stem saam? Dit is nie maklik daar buite nie. En die Here sê in sy woord, dat ons is veronderstel om anders te lyk as die wêreld. Maar ek vind, dat ons eintlik nie anders lyk as die wêreld nie. Ons lyk eintlik maar dieselfde. En dit is 'n groot bekommernis, want hoe moet die wêreld die lig van Jesus sien, as ons dieselfde as die wêreld lyk? So my hart vandag is, en my begeerte vandag is, en ek glo die woord wat die Here my laat voorberei het, is om ons net weer te help en te herinner aan wie God is. En hoekom God vir Jesus gestuur het. En wat is ons rol in hierdie hele verhaal wat God vir ons in die Bybel vertel van verlossing. Sodat ons kan gaan buitekant toe en anders kan gaan lyk. As wat die wêreld lyk. En om anders te lyk as die wêreld lyk, beteken ons gaan verdrukking kry. En vervolging kry. En rejection kry. Jesus was rejected gewees deur die vir wie hy kom red het. Ons moet verwag dat ons dieselfde gaan deurgaan. Maar mag die Here ons vandag sterk maak, sodat ons bereid sal wees om dit wel deur te gaan. Want jy is geplant waar jy werk en beweeg om daardie verskil te gaan maak. Sodat mense Jesus kan ontmoet. Ek lees 'n ding op Facebook van 'n meisietjie hier van ons dorp wat sy iewers gekry het wat sê, miskien is dit tyd dat ons vir die wêreld vertel wat het Jesus vir ons gedoen. Sodat die wêreld kan sien ons struggles wat ons het God ons gehelp om te oorkom. Sodat die wêreld weer kan glo dat God daar is vir hulle ook. Dis my bewoording van haar plasing wat sy op Facebook gesit het, dis nie haar bewoording nie, dis my bewoording hoe ek dit interpreteer en wat ek daar gelees het ten opsigte van daai plasing. Maar dit is die waarheid. Die Here sê in Openbaring, en as ek reg is, en ek onthou reg en julle kan dalk net vir my kyk, Openbaring 12 vers 11 of dalk 12 vers 15, sê die Here dat ons sal oorwin deur die woord van ons getuienis en deur die bloed van die lam. As iemand hom kan vir my, is jy besig om te kyk, Monica? Asseblief. Ek dink dit is 12 vers 11, dit kan dalk vers 15 wees. Deur die woord van ons getuienis en deur die bloed van die lam. En dan is daar 'n laaste deel wat hy sê, en ons het ons lewe tot die dood toe nie lief nie. Ons is bereid om te sterf vir die getuienis van Jesus Christus, wat vir ons kon sterf het op die kruis van Golgotha. En vandag gedenk ons die nagmaal wat die Here gedoen het net voordat hy sy kruisigingspad gestap het. Gedenk ons vandag, en dat ons vandag net weer besef, die krag wat daar is in hierdie broodjie, wanneer ons glo waarvoor die Here dit geroep het, en die krag in die wyn, dis nie wyn wat ons gebruik druiwesap, in die wingerdstok, kom ons noem die wingerdstok, want druiwe kom ook van die wingerdstok af, wat simboliseer die bloed, wat kragtig vir ons kom vrymaak. Mag die Here vir ons help vandag, en mag hy in ons harte inwerk, sodat ons werklik ware getuie kan word van Jesus Christus. Ons gaan nou staan, en gaan ons nou 3 liedjies sing. Ek het vanoggend gevoel, toe gister die boodskap kry, dat ek die diens moet doen vandag toe. Het ek vanoggend ervaar dat ek moet nie agter die kansel staan vandag nie. Want vandag, dit het nog nooit voorheen vir my so gevoel nie. Ja, die kansel is groot, die kansel is rol. En ons kort oukies kan nie juist gesien word agter die kansel nie. Ons neus steek bo in die kansel uit. Maar ek het net gevoel, die kansel, ek weet nie, vir een of ander rede is hy vandag 'n skeidsmuur tussen die woord wat uitgaan
en die gehoor. As ek gaan praat van jy, dan bedoel ek ook. So ek sluit my nie uit wat die Here vir my op my hart gelê het om te kom gee nie. Die tema van my preek se naam is het God verander. En ek gaan eers aan die skrif lees en dan gaan ek praat rondom dit. Psalm 50. Psalm van Asaf. Die God van die gode, die Here spreek en roep die aarde van die opgang van die son af tot sy ondergang uit. Uit Sion, die volkomendheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Ons God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit, en die hemel verkondig sy geregtigheid. Want God staan gereed om te oordeel. Sela. Hoor my volk dat ek kan spreek. Israel, dat ek jou net kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie. En jou brandoffers is altyd voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem, of bok uit jou kraal nie. Want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet en bloed van bokke drink? Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge, en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die te haat en my woorde agter jou weg. As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat in jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie ding het jy gedoen, en sou ek swyg. Jy dink ek is net soos jy, ek gaan jou straf en dit ordentlik vooroorstel. Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dankoffer eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat sien. Dan lees ek vir ons 'n stukkie uit Johannes 16 vers 8 tot 11. Die Here praat hier met die disippels en hy vertel vir hulle hoekom hy moet weggaan. In Johannes 16. Hy praat van sy wederkoms, maar in vers 8 tot 9, vers 8 tot 11 sê hy vir ons wat die Heilige Gees gaan kom doen. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Hy praat van die wêreld. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Dan lees ons in Johannes 17 vers 15. En hier raak Jesus se gesprek met sy disippels baie dieper. En by Johannes 17 se opskrif in die Afrikaanse ou vertaling is die gebed van Jesus vir sy disippels. So hier bid hy vir sy disippels. Maar ek wil een versie uitlig wat hy sê. Hy bid, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. In Hebreërs 12 vers 14 en 15 sê die Here vir ons deur sy woord. Ek wil vers 12 en 13 ook saam lees. Daarom lig die slap hande en die verlamde knieë weer op. En maak reguit paaie vir julle voete, sodat 'n krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en ek wil hier stres op sit.
die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op, dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet, en onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word nie. Let op, die Here se gebed, hy vra vir die Vader, om ons nie uit hierdie wêreld uit te haal nie, maar om ons te bewaar van die bose. Openbaring 20 vers 12. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Ek wil nie vandag praat oor volgens hulle werke nie, maar ek wil net die skrif vir julle lees. Ek wil vir julle lees van nog 'n oordeel. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerk. Dit is die tweede dood. As ons vers 12 lees, praat hy van die boek van die lewe. As jou naam geskryf is in die boek van die lewe, dan beteken dit, jy het Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker, en jy glo dat God die Vader vir Jesus gestuur het, sodat jy geskryf kan wees in die boek van die lewe. Maar as jy die skrif mooi hoor, dan sal jy sien, dat die Here gaan selfs hierdie dode, wat in Christus gesterf het, oordeel na wat in die boeke geskryf is. So almal van ons, of ons nou gered is of nie gered is, die gaan voor God staan. Van ons gaan staan voor die regterstoel van Christus, en van ons gaan staan onder die oordeel van Christus, waardeur ons dan in die poel vir vuur gewerk sal word, indien ons nie ons lewe reg gehad het, toe Christus ons kom haal het, of tot ons gesterf het, voor as Christus ons nog nie kom haal op die wolke nie. Ek wil stres daarop sit, dat almal van ons gaan doodgaan. Almal van ons gaan die Here ontmoet. Die woord van die Here sê, elke knie gaan buig en elke tong gaan bely dat Jesus Christus die Here is. En ek is bekommerd oor ons almal se sieletoestande. Want ons het so deel van die wêreld geword, dat ons onsself eers meer kan onderskei van die wêreld as 'n kind van God nie. Die woord van die Here leer vir ons, dat as ons Jesus navolg, sal ons soos Jesus ook verdrukking deurgaan. Ons sal gespot word ter wille van ons geloof. Ons sal verwerp word ter wille van wat ons glo van Jesus. Maar het ons dit al deurgemaak? Nee, ons het dit nog nie deurgemaak nie. Miskien in 'n klein mate. Wanneer ons tot redding gekom het, het ons vriende verloor. Die wat so lekker saam met ons geparty en gejol het. Want hulle is nie meer deel van die koninkryk van God nie. Maar mens weet nooit, net nooit het hulle dalk die saadjie gesien en eendag sien ons in die hemel nie. Want die woord van die Here sê ook vir ons, daar sal wees, die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees. So ons kan nooit boast in ons eie goedheid, mooiheid, werke wat ons gedoen het, en dink ons maak het nie. Dis kniewerk, dit is 'n pad van heiligmaking wat die Here wil hê ons moet stap, om daarbo by die Here te kom. Die woord van die Here sê vir ons op 'n ander plek, dat ons is verborge in Christus Jesus. En ons weet nog nie hoe ons sal wees nie, maar die dag as die Here gekom het, gaan hy ons liggame verander, om so sy liggaam te wees, en dan sal ons weet, wat is hierdie verborger wat ons in Christus is, van wie ons is. Maar intussen tyd is die Bybel baie, baie duidelik oor wat ons moet doen, om seker te maak, ons boek is geskryf ons naam is geskryf in die boek van die lewe, en ons maak het tot die einde, want wat sê Paulus? Paulus sê vir ons, ons is op hierdie wedloop, en ons het hierdie hoop op Christus Jesus, waarna ons hardloop, en elkeen van ons hardloop ons eie wedloop. Jy hardloop nie jou maatjie se wedloop nie, ek hardloop nie my man se wedloop nie, my man hardloop nie my wedloop nie. Elkeen van ons gaan voor God staan self. Ek gaan nie voor God kan sê, maar Here, my man wou U nie dien nie, en daarom dien ek U nie. Of Here, dit was te moeilik in my huwelik, en daarom kan ek nie. Dit gaan nie punte tel nie. Elkeen van ons, die woord van die Here, is nie toegesluit en in 'n kluis gesit,
sodat ons hom nie kan lees nie. Die Heilige Gees, die woord van die Here leer ons, dat wanneer ons die dag Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, kom woon hy in ons hart deur sy Gees. Daar's geen twyfel daaroor nie. Jy kan dit vandag glo. As jy op 'n punt in jou lewe was waar jy die Here ingenooi het en gesê het en beleef het en besef het dat hy is die een wat gestuur het om jou te red, Jesus die Christus, die Seun van God, die enigste gebore Seun van God wat gekom het en op hy kruis op Golgotha gehang het en wat gesterf het en vir 3 dae in die dood was en die sleutels van die dood gaan haal het en die doderyk gaan haal het, gepreek het vir die wat daar in die doderyk was daardie tyd en hulle wat daardie jare soos Abraham wat Jesus gesien het, dit gaan gebeur. Hy het vir hulle gaan sê, hier sê, julle het in my gees en julle gees gesien, ek vir julle visioene gewys, maar hier is dit, vandag het dit gebeur. En hy het opgestaan, hy het na die Vader toe gegaan, en hy gaan sit aan die regterhand van God die Vader. Julle weet, hy het nou eers daai 40 dae teruggekom wat hy op die aarde was, maar hy het opgevaar en hy het die see vir die disippels en die Galileese manne vir die disippels gesê, hierdie Jesus wat julle so sien weggaan, hy gaan net so terugkom. Die hoop wat ons het is Johannes 14 vers 1, hy het gesê, hy gaan om ons 'n plek te berei, maar hy kom terug om ons te kom haal, en dan kom vat hy ons na hom toe waar hy is. Broers en susters, ons moenie moedeloos raak nie. Ons moet hierdie hoop vashou, dat die Here Jesus het gesê, hy kom terug om ons te kom haal. Ja, ons vra Here, wanneer is dit? Wanneer gaan hy dit kom doen? Dit staan in Petrus so, dat waar Petrus ons leer, waar die mense vra, maar wanneer is die dag van die Here? Dit staan al so lank al terug gesê en hy kom nie. Maar in daardie skrif sê Petrus vir ons deur die Heilige Gees, dat hy wil hê almal moet gered word. Hy het genade sodat die wat nog nie gered is nie ook gered kan word. Nou het ons tot redding gekom, ons is nou gered. Wat nou? Kan ons nou ophou om aan te gaan met hierdie pad wat ons stap? Nee, ons kan nie. Ek gaan nou teruggaan na Psalm 50 toe en ek gaan vir julle lees vanaf vers 16. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy praat van die goddelose, maar ek in my hart glo nie dat 'n goddelose mens wat niks met die Here te doen wil hê, sal belangstel in sy insettinge om dit te vertel nie. Hoor wat sê die woord. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond? So hierdie skrifgedeelte sê vir my, daar's mense wat sê hulle dien die Here, maar eintlik is hulle goddeloos. En hoe kan ons dit sien? Die Nuwe Testament leer vir ons van vrug. Hoe sal ons weet? Die vrug sal vrot wees, want 'n vyeboom kan tog nie druiwe bring nie. Hoor wat sê Psalm. Terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou verwerp. En vanmôre se preek is 'n ernstige preek. En vanmôre vra die Heilige Gees vir ons, verwerp ons die tug van die Here. Ons praat nie van tug van die mens nie. Ons praat van die tug van die Here. Haat jy dit wanneer die Here jou tugtig? En werp jy God se woorde agter jou? As jy dief sien, dan geval dit jou. En jou deel is by die egbreekers. Is jy getrou aan jou eie liggaam? Die Nuwe Testament leer vir ons, as jy teen jou liggaam sondig, is dit 'n groter sonde, want jy sondig teen die tempel van die Heilige Gees wat binne jou woon. Jou mond, o hierdie liewe mond. Hierdie liewe mond, en almal van ons struikel met hom, almal. In tye van woede, dan is ons nie waaksaam nie. In tye van hartseer, dan is ons nie waaksaam nie. In tye wanneer ons voel ons word verontreg, is ons nie waaksaam nie. So elke liewe ene wat sê hy's 'n kind van die Here, wat regtig die pad stap, moet waak oor sy mond. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat in jou broer, en die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie ding het jy gedoen, en sou ek, dis God, hoofrette, swyg. Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik vooroorstel. Ons lees in Openbaring 20 vers 12, en ek het vir julle gelees,
Daar's 'n oordeel wat kom, wat nie een van ons gaan mis nie. Die dood gaan dit nie van jou wegvat nie. Daar's net een ding wat dit van jou gaan wegvat, dat jy regverdig geoordeel sal word, is om voor die regterstoel van Christus te verskyn as 'n wedergebore kind van God, wat doen wat die woord van die Here vir jou sê, wat nie jou rug draai op die opdragte wat die Here vir jou in die woord gee nie. En dit geld vir ons nog net soveel in die Nuwe Testament onder die genadebedeling as wat dit geld in die Ou Testament. Want die Nuwe Testament se genade het net weggevat dat ons doodgemaak moet word wanneer ons daardie sondes doen. Maar Jesus Christus het die prys betaal. Daarom het ons genade om na die Here toe te gaan, soos Johannes 1 vers 9 vir ons leer, dat ons kan gaan. Die oomblik as ons besef, hierdie mond het ons in die steek gelaat, kan ons gaan. Ons kan sê, Here, vergewe my. Vergewe my asseblief omdat ek teen my man gepraat het. Vergewe my asseblief omdat ek van my suster geskinder het. Vergewe my asseblief omdat ek oral uitgespreek het oor 'n gesalfde van U. Vergewe my as ek dink my sussie sal dit nie maak nie. Vergewe my as ek my kinders afgebreek het, of as ek my vrou of my man afgebreek het, Here. Help my. Help my, Here, dat U 'n engel voor my mond sal sit, om my te waak in my gedagtes, dat ek nie impulsief sal optree nie. Jy het die selfbeheersing wat die vrug van die Gees is. Here, maak dit los in my. Maak dit los in my, dat ek die selfbeheersing sal hê, dat ek my tong kan beheer, sodat ek nie skade kan bring nie, sodat ek net reg met U kan wees. Ons lees in Johannes 16, vers 8 tot 11, ekskuus nee, ek wil nie oor dit praat nie. Hebreërs 12. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, want sonder niemand die Here sal sien nie. As ons vrede met almal rondom ons najaag, met ander woorde, ek aanvaar jou, net soos jy is. Want weet jy wat? God het jou gemaak. En as jy mooi gaan dink, Genesis sê jy is gemaak na God se beeld, na God se gelykenis. Soos ek na my broer en my suster kyk, sien ek eintlik 'n stukkie van God. Hoe kan ek teen 'n stukkie van God praat? Ek kan dit mos nie doen nie. Want dan praat ek mos teen God. Mag die Here vandag in ons harte 'n begeerte sit om vrede te hê met die mense rondom ons. Elke liewe een. Al het hy 'n skewe toon, al het hy 'n skewe oor. Al praat hy nie altyd so lekker soos jy graag wil hê hy moet praat nie. Al sukkel hy dalk met dinge, jy verstaan nie sy lewe nie. Jy weet nie wat is sy battles nie. Mag die Here ons help om dit in ons harte te kry. Want as ons dit in ons harte gekry het, sal ons nie belangstel om ander mense af te kraak en seer te maak en sleg te sê nie. Dan sal ons verstaan dat ons heiligmaking kan nastreef. Want waar is ons stryd? Ons stryd is nie met die banke en die geboue nie. Ons stryd is met mense. En die woord van die Here sê, ons stryd is nie teen die mense, die stryd is teen die geestesdinge agter die mens. Die vyand wat wil hê, jy moet nie glo wat God vir jou vertel nie. So nou begin hy verhoudings opbreek, gemeentes opbreek, gesinne opbreek, huwelike opbreek, want hy het geslaag om die eenheid wat God wil hê vir die mens, met hom, met die mens, die kruis, is gebreek. Want as jy mense beswaarder en sleg sê, dan is jy stikkend in jou verhouding met God. As jy God nie in jou lewe wil ken, die tug wil aanvaar en luister na sy woord nie, het jy probleme met jou verhouding met jou medemens. En jy kan nie heiligmaking nastrewe sonder die tug van die Here
en sonder om te doen wat die woord van die Here vir ons leer nie. Mag die Here ons help vandag vir 'n tydensnagmaal, dat ons, indien die Heilige Gees met ons praat, met jou praat wat hier sit, met my praat wat hier preek, met die een praat wat die video op YouTube gaan kyk, mag die Here vandag vir ons in ons harte wys, dat ons kan bekeer van die een wat 'n goddelose mens is, wat die Here se weg wil vertel, na iemand toe, wat heiligmaking nastreef, wat elke dag vra, Here, maak my meer heilig, wys my. Onthou, daar's niks wat ons werkgewys kan doen om heilig te wees nie. Jesus het dit op die kruis gedoen. Hy het die volle prys betaal, hy het nie 'n halwe prys betaal nie. Jy moet net die keuses maak, die besluite maak. Ek sal nie meer A, B, C, D, E en F doen nie. Ek sal doen wat die woord van God my leer. Jesus kom in die Nuwe Testament en hy gee 'n nuwe gebod. Hy sê julle moet mekaar lief hê. Soos wat God ons lief gehad het en sy seun gestuur het, moet ons mekaar lief hê. As ons mekaar lief het, sal ons die gebod wat die Here vir ons gee, uitleef. Want ons sal wil ons medemens ophelp. Ons sal wil die goeie in hulle sien. Ons sal wil hulle opbou. Baie dankie Here dat ek hierdie woord kon bring. Here, ek weet my gemaak as iemand wat ons as mens moet help om bewus te wees dat U heilige God is. U is heilig, Here. Sonde kan nie in U teenwoordigheid staan nie, Here. Dis hoekom U gesig moes wegdraai. Toe Jesus op die kruis van Golgotha, 'n hele wêreld wat was, 'n hele wêreld wat is, 'n hele wêreld wat nog sou kom, sy sonde op hom geneem het, Here. Wat 'n verskriklike pad het Jesus nie gestap nie, Here. Want ons kan nie eers te bloede stryd teen die sonde wat in ons liggame kom om ons te oorheers, Here. Maar U, Jesus het dit gedra, alles. Een dag, een Vrydag oggend op 'n kruis op Golgotha, Here. Mag U, Here, vandag ons harte omdop. Mag U ons harte kom besny met hierdie wete van wat U kom doen het vir ons, Here. Mag U by ons in ons harte kom sit dat U heilig is, Here. 'n Heilige God. Here, dat ons kan besef, dat ons kan ophou om te speel met U heiligheid, Here. Dat ons dit in ons lewe sal inroep, dat ons dit aan ons hartstafel sal vasmaak. Here, U sê vir ons, dat U het alles gedoen. Ons moet net die besluit neem en U is daar reg langs ons, Here. U sê dit, Here. U sê, soos wat U hier gesê het op Psalm 50, Here, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. As ons dit doen, Here, as ons dit doen, dan sê U in die woord, en roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp. U sê, dan kan ons U aanroep, Here. Dan sal U ons verhoor, dan sal U ons uithelp. En Here, U vra net dat ons U die eer moet gee. En ek gee U solank die eer, Here, vir wat U vandag in hierdie gemeente doen. En hierdie mensies wat vandag hier is en na hierdie woorde luister, se harte doen, Here, om ons terug te bring na die kruis toe, na die voete van Jesus toe, om te besef, U is 'n heilige God, en dat ons heilig moet wees. Want sonder heiligmaking, Here, sal ons nie U sien nie. Al doen ons hoeveel goeie werke, sonder heiligmaking, Here, sal ons U heeltemal mis. En Here, dis my begeerte, en ek glo, dit is hoekom U hierdie begeerte in my hart gesit het, dat dit eintlik U begeerte is, Here. Dat elkeen wat 'n hoorder is van vandag se woord, ag sal slaan. Die Vader, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees, om hierdie woord in ons harte te nat te maak, sodat dit kan opkom, sodat ons kan be set apart, Lord, sodat ons vir U glorie kan leef, sodat ons kan gaan in hierdie wêreld en anders kan wees, sodat mense kan sien dat God leef nog,
En hy wil nie hê die wêreld moet verlore gaan, die Here, maar dat elkeen gered moet word en tot die kennis van die waarheid moet kom, sodat ons 'n verskil kan maak. Here, want die oes is groot, Here, maar die arbeiders is so min. En het vir elkeen van ons op 'n plek gesit, waar ons kan gaan werk, om die koninkryk van God uit te brei, en mense in te win, vir U, Here. En ons loof U daarvoor, ons prys U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Dankie, Here.